Welkom by vandag, die Woensdag van Heilige Week, se kort oorsig en inspirasie uit die laaste week wat Jesus op aarde geloop het, voor sy dood volgens die Markus Evangelie. Teks waarop ons gaan fokus vandag is Markus 14 vers 1 tot 11. En ons tema is 'n verraaier en 'n leier. Jy sal verbaas wees oor haar. Probeer gou weer terugdink aan Maandag en hoe ons verduidelik het hoe Markus rame gebruik om sy tekste te interpreteer. Hier is dit weer die geval, met die verskil dat die stories of rame mekaar nie interpreteer nie, maar juis in kontras staan teenoor mekaar. Hierdie keer lyk die indeling soos volg. Markus 14 vers 1 tot 2, die nodigheid vir 'n verraaier, is raam A1. Dit was 2 dae voor die Paasfees en die fees van die ongesuurde brood. Die priesterhoofde en die skrifkenners was nog op soek na 'n geleentheid om Jesus in die geheim te vang en dood te maak, want hulle het saamgestem. Nie in die openbaar terwyl die skares fees vier nie, anders ontstaan daar 'n oproep onder die volk. En nou, Markus 14 vers 3 tot 9, die onbekende vrou binne in raam B. Intussen was Jesus in Betanië by die huis van Simon, die man wat van 'n ernstige velsiekte genees is. Tydens die ete kom daar 'n vrou in met 'n albaste fles vol egte, baie duur aromatiese olie. Sy breek toe die seël van hierdie fles en gooi die olie oor Jesus se kop uit. Sommige van die wat saam aan tafel was verontwaardig daaroor. Hoekom hierdie verkwisting van duur olie, het hulle gesê. Ons kon dit vir 'n eislike bedrag verkoop het en die geld vir die armes gegee het, en hulle het daar uitgetrap. Jesus het hulle egter geantwoord, laat haar met rus. Waarom maak julle dit vir haar so moeilik? Sy het 'n weldaad aan my gedoen. Die armes sal julle altyd by julle hê, en julle kan enige tyd wanneer julle so voel aan hulle goed doen. Maar ek sal nie meer lank by julle wees nie. Sy het haar allerbeste vir my gedoen. Sy het my liggaam vooruitgesalf vir my begrafnis. Ek verseker julle, waar hierdie goeie nuus ook al oor die hele wêreld verkondig word, sal daar ook gepraat word van wat sy gedoen het, en so sal sy vir altyd onthou word. Nou beweeg ons na Markus 14 vers 10 tot 11, die koms van 'n verraaier. Dit is dan raam A2. Daarop het Judas Iskariot, een van die 12 disippels, na die priesterhoofde toe gegaan om met hulle reëlings te tref oor hoe hy Jesus aan hulle sou uitlewer. Toe hulle dit hoor, was hulle verheug en hulle het hom 'n bedrag geld beloof. Hy was toe op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus aan hulle uit te lewer. So die kontras in die rame is letterlik tussen die verraaier en die gelowige. Om dit te verstaan, moet ons tog iets van elke karakter verstaan, en dit sal ons laat sien hoekom die verraaiing van Jesus die ergste moontlike aksie kan wees wat iemand kan doen, maar ook hoekom die salwing van Jesus die beste moontlike aksie impliseer. Nou die vraag wat hier opkom is, hoekom was daar 'n verraaier nodig? Want as die skares dan nou so teen Jesus was, hoekom was dit so moeilik om hom te arresteer, en dit nog immers in die nag ook, en nie helder oordag nie, en hoekom het hulle vir Judas nodig? Nou die Jesus in Markus nooi ons egter uit om presies hierdie vraag te vra. Het julle met swaarde gekom om my te arresteer, asof ek 'n krimineel en 'n rebel is? Dag na dag was ek in die tempel saam met julle en julle het my nie arresteer nie. Gaan kyk maar, Markus 14, 48 tot 49. Sondag het Jesus se optog teen die imperiale sisteem groot opwinding veroorsaak.
Maandag het sy verwysing na teksverse in die tempel die priesters tot raserny gedryf en hulle wou hom doodmaak, maar hulle was bang vir hom want die skares was verstom en in vervoering oor sy lyding. So hier het ons nou 'n duidelike tweespalk. Tog is die grootste bate, dit is nou die skares, ook die slegste bate, want sulke groot groepe wat in opstand is, was as uiters gevaarlik gesien onder die Romeinse beheer. So teen Dinsdag word hierdie aanhoudende kontras weer 3 keer herhaal as Jesus die priesters ondervra. Dan vertel Jesus die gelykenis van die wingerd en die swak hierders. Laastens daag hy die skrifgeleerdes uit oor hulle teologie. Die priesters gee eintlik op om Jesus te probeer doodmaak en besluit eintlik maar hulle sal dit nie tydens die fees doen nie, tensy hulle agterkom waar hy los van die skares is. Daarom is Judas nodig om akkuraat en supervinnig op te tree om Jesus te arresteer. Nou, 'n vraag vir jou. Hoe lyk jou planne in die lewe los van die geloofsgemeenskap? Vermoor jy ook vinnig jou geloof as dit los is van jou geliefdes in die kerk? Of is dit juis waar jy 'n baken van hoop bring, daar waar jy los van jou geloofsgemeenskap is? En dan kom die onbekende vrou, wat Jesus salf met sulke dierolie, dat dit 'n paar jaar se salaris werd is. Hoekom kom Jesus op so buitengewone manier vir haar op in Markus 14 vers 9? Hierdie vrou verstaan iets van Jesus. Sy verstaan dat hy gaan sterf vir haar en vir almal en sy salf hom nog voor sy dood. Iets wat die disippels nog nie eens verstaan het nie. Die vrou doen absoluut alles wat sy kan. Hierdie vrou is dan vir Markus, hoor mooi, die eerste gelowige. En vir ons is hierdie dan nou tegnies die heel eerste Christen op aarde. Sy het reeds die leeggraf storie geglo nog voor Jesus gesterf het. Is dit nie wonderlik nie? Ek sing halleluja in die midde van my vyande. Ek sing hierdie daad van hierdie vrou is ook die leierskap wat Jesus leef. Hy is die dienaar en slaaf. Hierdie vrou is dus net die eerste gelowige. Sy is nie net die eerste gelowige nie, sy is nog ook die toonbeeld van leierskap. En Jesus vertel sy disippels op pad van Filippi tot in Jerusalem en hulle is nie een tree vorentoe nie. Daarom het Jesus hierdie besondere lof vir hierdie eerste gelowige. Sy verstaan en sy glo. Hierdie vrou verteenwoordig die perfekte disipelleier en is in soveel kontras met Judas, wat die swakste voorbeeld hiervan verteenwoordig. En nou wil ek jou sommer reguit vra vandag. Glo jy nog? Of sukkel jy om Jesus en sy koninkryk raak te sien in jou lewe? Hoe help hierdie vrou, die eerste Christen, jou vandag? As jou geloof jou nie meer dryf om jou dierste olie op Jesus uit te giet nie, wil Jesus jou kom uitnooi vandag, om soos hierdie vrou hom weer 100% te vertrou in jou lewe en om jou geloof in hom te plaas. Ons wêreld het sulke leiers nodig, en ek en jy kan dit wees daar waar ons bly, waar ons werk en waar ons speel. Of ten minste kan ons sulke leiers groot maak vir môre. Nou Markus vertel ons nie van Judas se motief nie. Markus sê ook nie Judas het dit vir geld gedoen nie. Hy sê net hulle het hom geld beloof. Markus se klem val nie op Judas se motief nie, maar eerder op sy posisie onder die 12 disippels. Markus praat heeltyd van Judas as Judas, een van die 12, reeds vanaf hoofstuk 3. Jy kan dit gaan sien daar in vers 19. Judas se verraaiing van Jesus is gewoon die swakste voorbeeld van hoe die wat die naaste aan Jesus beweeg, hom gefaal het in Jerusalem. Die verraaier het in 'n ooreenkoms met die wat onder leiding van die imperiale dominansie verkeer het, gegaan. So eindig Woensdag en die plot is nou in beweging.
Hoe laat hierdie jou voel? En hoe dink jy oor jou eie getrouheid aan Jesus? Tot môre, mooi loop. Ek sing halleluja in die midde van my vyande.